Dis so amazing om weer 'n keer voor julle te staan. Ek sien 'n klompie nuwe gesigte, dis vir my lekker. Welkom by ons. Ek gaan nie dat jy opstaan nie. Ek was ook op 'n tyd 'n nuwe ou in die kerk en ek dan voel dit awkward en almal kyk vir jou. So jy weet wie jy is as jy nuut is hierso. Baie welkom. Kom stel asseblief jouself voor as jy nog nie het nie. Ek wil jou graag ontmoet en hallo sê. En as ons kan nommers uitruil dat ons seker maak ons bly in kontak met mekaar. Ons wil nie net hê mense moet inkom en weer gaan en nooit van hulle weer weet nie. So dis lekker om julle hier saam te hê. Ek gaan gou vinnig ons is besig met ons visie vir 2026, ons reeks. Net gou vinnig vir jou 'n oorhoof gee as jy nuut is of as jy die verlede week was daar nog 'n paar mense met vakansie. Die Imminks was deel van hulle. En die Terblanche ook, so en dan 'n klomp ander. Ek kan daarom grappe met hulle maak. Ek wil nie met die ander grappe maak nie. Nou is hulle kwaad vir my. So dis vir ons 'n voorreg om te begin met 2026, 'n reeks wat die Here vir ons het of 'n visie vir die jaar. En ons hou vas aan hierdie een skrif en ons visie. En verlede week toe ek opkyk, toe sien ek die leestekens is nie waar dit moes wees op die design nie. So hy's vandag reggestel. So ek het verlede week gesê, maak seker jy kyk na die leestekens. Dit sê sy lig gee hoop. Komma, leef liefde uitroepteken. So die leef liefde is 'n instruksie wat Jesus vir ons gee. Maar ons moet verstaan hoe gee ons liefde? Om te verstaan dat sy lig gee hoop vir ons en as ons sy lig skyn, dan is ons sy lig en ons kan ook hoop vir 'n hopelose wêreld wees. Maar Romeine 15, ons kernskrif vir die reeks en vir die jaar is Romeine 15 vers 13. Dit sê dat die God van die hoop julle vervul. Die God van die hoop julle vervul deur die geloof. Dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Ek het dit nie verlede week gesê nie, maar hierdie krag van die Heilige Gees is sy lig. Want die Heilige Gees is 'n vorm van sy lig wat skyn. So jy moet weet dat sy oorvloedige hoop in jou kan skyn. Hoe? Deur die krag van die Heilige Gees, deurdat jy lig kan wees vir hierdie wêreld. Ons het in verlede week het ons toe nou gaan kyk na die lewe van Saulus. Op pad na Damaskus waar God met hom ontmoet het. En ek en jy moet op 'n plek kom dat ons 'n ontmoeting met God het. Dit is nie baie keer in die kerk praat in so 'n manier en sê ek is 'n lig. En dit raak so ek en ons vergeet dat dit eintlik hy is. Dis sy lig. So dis nie my lig nie, dis sy lig. So Saulus is op pad na Damaskus en hy het 'n ontmoeting met God, ver eintlik van God af weg. Hy ken nie vir God nie. Hy dink hy ken vir God, want hy is besig om die mense wat die wet volg, is hy besig om vir hulle te veg en hy's besig om die Christene dood te maak wat Jesus volg. So hy dink hy ken God, maar hy ken nie eintlik God nie. En toe God met hom praat uit die hemel uit. So vers 3 sê, Handelinge 9 vers 3 sê, het ons verlede week gaan lees, het sê toe hy op sy sending naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel hom omstraal. So ek wil hê jy moet hierdie prentjie sien, ons het dit verlede week ook gesê, dat wanneer sy lig in jou skyn, dan is dit nie net 'n liggie nie. Hy omstraal jou. Jy kan iemand wat waarlik die Here ontmoet het en die Here volg en doen wat die Here vir hom sê, jy kan hierdie ou is aan die brand vir die Here. Dis wat ons sê. Hy het 'n ontmoeting met God gehad en die lig omstraal hom. Maar dan het Saulus ook op daai oomblik vers 4 en 5 toe omdat hy God nie ken nie, hy sê Here, wie is U? Want hy hoor hierdie stem, maar hy weet nie eintlik wat dit is nie, want hy ken nie waarlik God se stem nie. En die Here gee vir hom instruksie, maar hy maak hom blind. Maar partykeer kry ons 'n ontmoeting met God, dan raak ons geestelik blind en ons raak afgestomp van die res van die wêreld. So die Here stuur hom toe na Ananias toe. Ananias bid vir hom sodat hy sy geestelike oë kan oopkom, sodat hy geestelik kan lig skyn vir die Here. Ek sien ons het daar disconnect.
Dankie Ry, ons tegniese manne agter, hy sal nou plan maak daar. So wanneer God se lig oor jou skyn, dan jy moet dit sien dat sy lig jou omstraal. Jy moet die Here regtig vertrou, maar dit kom deur 'n ontmoeting met God. So jy moet nie praat dat dit net ek skyn 'n lig, ek skyn 'n lig en ek skyn 'n lig, want as ons net sê ons as Klein Karoo gemeente is geroep om 'n lig te skyn in Oudtshoorn, dan is dit Klein Karoo gemeente. Maar as God se lig deur ons skyn, dan gaan ons en ons is lig, sy lig aan die wêreld daar buite. So die volgende deel van die visie is gee hoop. So daardie hoop is die volgende deel en ons kyk weer na hy's toe later Saulus het toe Paulus geword, as jy dit nie weet nie. So Saulus het hierdie ontmoeting met God en later toe hy nou die kerk begin basies word hy Paulus, word sy naam verander na Paulus toe. Maar ons lees in Kolossense dat hy sê dit is deur niks anders te nie. Ek het al deur swaar kry gegaan, ek het al deur moeilike tye gegaan, ek het al deur vervolging gegaan, ek het alles duister beleef. Hy weet hy's nou dis God se lig wat in hom skyn. Maar hy sê daar's een ding wat in die midde van duisternis sal aanhou heers. Kolossense en dan skryf hy hierdie Kolossense 1 vers 27. Hy sê aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van die verborgenheid onder die heidene is. So onder die ongelowige mense, wat is dit wat gaan openbaar word wanneer jy in hulle kom? Dit is Christus onder julle. So as Christus onder julle beweeg, dan sal jy die hoop van die heerlikheid wees. Jy sal dan, as jy verstaan dat Christus is die hoop van heerlikheid. So jy moet dit is die verborgenheid. Mense, as ons in 'n plek kom waar mense nie Jesus ken nie, is daar twee dinge wat uitstaan, is jou lig en hoop. As jy hoop vir 'n hopelose wêreld kan wees, dan kom die wêreld en sê, wat is anders staan hierdie ou? En want dan die natuurlike uitvloei, en ons sal volgende week aangaan met daai, die natuurlike uitvloei, as jy sy lig skyn en hoop vir die wêreld gee, die natuurlike uitvloei is, dat jy in liefde sal leef. Jy liefde sal leef, dis nie net, ek het lief nie, want daai liefde het boundaries. As jy liefde leef, die woord, die agape liefde leef, dan is dit 'n aanhoudende, sonder enige ophou, al kom hulle jou te na, al vervolg hulle jou, dis wat Paulus toe nou hierso in Kolossense 1 sê. Hy sê, al vervolg hulle my, al experience ek moeilike tye, ek staan nog steeds op dit wat die Here gegee het, en dit is die hoop waaraan ek vashou. So dit is die volgende deel aan ons visie vir 2026. Maar nou kom baie mense en sê, ja maar pastoor, hoekom elke jaar 'n nuwe visie? Dit het ek nou ook gevra. Hoekom elke jaar 'n nuwe visie? Verlede jaar het ons hierdie visie gegee en nou het ons 'n nuwe visie. Daar sal altyd 'n gemeentevisie wees en dis waar ons nou vandag in 'n ander gear ingaan. Daar sal altyd 'n gemeentevisie wees. En ons vertrou, ek hierso so van September, Oktober wil ek regtig, is ek soekend na die stem van die Here. Here, wys sodat wat is dit vir hierdie gemeente? Wat u vir hierdie gemeente vir hierdie jaar wil hê? So baie mense het Corine het op haar persoonlike Facebook het sy haar persoonlike sy vertrou die Here vir 'n woord vir die jaar. So ander mense het vir my gesê, is dit die visie vir die jaar? Ek sê nee, dis haar visie vir die jaar. So haar visie vir die jaar is die woord ge. So as jy nie haar Facebook het nie, so dis weird, want daar's nie 'n woord soos 'n ge-woord nie, maar dis geloof en geseënd en so alles wat ge dan bevat. Maar dis nie die gemeente se visie nie. So hierdie is hierdie jaar se visie vir die jaar. So hierdie gemeente se visie, kan iemand wat hier is, wat is hierdie gemeente se visie? Divan? Hierdie gemeente se visie. Daar's twee divans daar nou, sê hulle altyd divans. Sê weer? Die gemeente se visie. Okay, jy moet dit vinnig kan sê. Divan Miller.
Okay, jy kan nie vinnig genoeg sê nie. Johan, wat is hierdie gemeente se visie? Kan nie vinnig genoeg sê nie. Nee, Leanne. Godgesin gemeenskap was verlede jaar se visie. Nee. Lorraine, George daar agter. Okay, nou kom ek by my punt. So die visie vir hierdie gemeente, die gemeentevisie. So daar's 'n jaar, jy moet verstaan, daar gaan 'n jaar tema wees wat 'n visie is vir die jaar, maar dan's daar 'n visie waaraan ons vashou. So daardie visie is realiseer die droom. Nou moet almal sê, o ja. Okay. So daardie visie is 'n visie wat soos wat ek in hierdie jaar nou rondbeweeg het, ek vra persoonlik, ek vra nie eers net 'n gemeente nie, ek vra, wat is hierdie gemeente se visie? Dan kyk mense my net so aan, presies soos hierdie aankyke. Maar Spreuke 29 vers 18 sê juist dit. Hy sê, wanneer die Here nie vir die profete wys wat die mense moet doen nie, dan doen die mense alles wat hulle wil. Wanneer die mense doen wat die Here wil, dan sal dit goed gaan met hulle. So as ons dan kom en ons het 'n visie, en ons sê, realiseer die droom is ons visie, en hierdie skrif sê, as die Here nie vir die mense wys wat om te doen nie, en dan doen hulle alles wat hulle wil, maar as die Here vir die mense wys wat om te doen, dan sal dit goed gaan met wie? Met jou. Want jy is deel van hulle. Die Engelse vertaling sê dit vir my baie mooi, so ek het hom opgedeel, 2 verskillende vertalings, jy sal daarso dit op 1 slide sien. Ry, as ons kan hom op 1 slide gou kry. So dit sê, die King James Version se eerste gedeelte sê, where there is no vision, my people perish. Dis daai selfde ene uit Spreuke 29 vers 18. Dan sê die B gedeelte van die Passion Translation sê, but when you follow the revelation of the word, heaven's bliss fills your soul. Wanneer jy God se visie doen, wat hy vir jou gegee het, vir die gemeente, onthou jy is nou deel van hierdie gemeente, besoekers, jy is ook deel nou van hierdie gemeente. Heaven's bliss fills your soul. So toe ons kyk na realiseer die droom, het hulle die droom in akronieme opgedeel. Nou as ek nou nog mense gaan vra, waarvoor staan elke letter, dan gaan dit nog meer chaoties. Maar ek gaan dit vir jou sê. So D staan vir doelgerig. Dit verduidelik, leef God se belofte, woord en plan vir jou lewe. R staan vir restaurasie. 'n plek van heelmaking en 'n nuwe begin. Die eerste O staan vir ondersteun. Dit verduidelik 'n gemeentefamilie wat mekaar bystaan en help. O, ontwikkel. Word toegerus tot wat God jou geroep het om te wees. En die M staan vir mobiliseer. Gaan uit en maak 'n verskil. En as ons hierdie visie moet kyk, en as ek mense vra, dan kan ons nie dit uitleef nie. Dis 'n amazing visie, dis 'n realiseer die droom, maar ons as gemeente kan nie na ons werkplek en na ons families toe gaan en hierdie uitleef nie. Want die woord sê, as die mense nie weet wat die visie is nie, dan perish hulle. Dan is daar iets, dan raak daar die mekaarheid onder die skape. So Habakuk 2, toe ek hierdie lees, toe sê ek soos, Here, U wil iets sê. Habakuk 2 vers 2 sê, toe het die Here geantwoord. Niemand anders het geantwoord nie. Toe het die Here geantwoord. Skryf my antwoord, die visioen, in groot, duidelike letters, dat iemand wat verby hardloop, is baie belangrik, iemand wat verby hardloop, dit kan lees.
So as ek hierso buitekant baie groot opsit, realiseer die droom. Wie kan vinnig hardloop? Nee, ek kan lank hardloop. Ek kan nie vinnig hardloop nie. So as jy hier verby hardloop in die pad en ek sit baie groot hierso, realiseer die droom. Gaan jy kan doen wat hierdie skrif sê? Kan jy in verby hardloop, dit lees en daarmee gaan? Want dis eintlik wat hierdie sê. Hy sê, maak hierdie ding duidelik, maak dit duidelik vir my mense, groot, duidelike letters, dat iemand wat verby hardloop, wat daarmee kan doen? Dit kan vat en gaan uitleef by sy huisgesin. Of as 'n besoeker verby ry en hy sien wat is die visie van hierdie gemeente? Dan sien hy, dit is wat die visie is en hy, ja, ek resonate met dit. Want dit is wat die Here wil praat met, nie net met Klein Karoo gemeente, maar vir Oudtshoorn ook. Die Here wys toe vroeg in 20, nou mooi dink, vroeg in 2024 toe die beroepsproses plaasvind, ons het nog hierdie oproep gekry dat ons is die ouens wat moet kom nie, toe sê die Here klaar, ons kom hiernatoe en die visie vir hierdie gemeente is Godgesin gemeenskap. Ons besluit toe, ons dog toe die Here sê dis vir 2025, want nou is ons nie hierso, ons kan nie 'n visieverandering sommer net doen nie. Ek het verlede week ook gesê, ek is iemand wat iets stadig doen. Wanneer ek inkom, klein veranderingkies oor tyd, dan pla dit nie te veel mense nie. Soos ons terugkom, soos okay, dis 2024 se visie. Maar dis 2025 se visie, 2024 ontvang. So in die helfte van 2025 toe sê die Here, dis die visie vir hierdie gemeente. So ek wil dit recap, dit was verlede jaar hierdie selfde tyd, ons het eers nuwe wyn gepreek en toe het ons Februarie die visie vir die jaar gedoen. So ek gaan net vir jou recap, so ons het gegaan, God is eerste. Maar hy staan nie losstaande van die ander twee nie. So Johannes 1 vers 3 het ons gesê, alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. So jy moet weet, alles kom tot stand, alles gebeur in hierdie gemeente as gevolg van God. So God is ons nommer 1, die belangrikste, en wie volg jy? Asseblief moenie my volg nie. Ek gaan jou dalk teleurstel. Ek gaan jou dalk nie bel op jou verjaarsdag nie, ek gaan jou dalk bloedtiek en sulke goeders, maar God bloedtiek nooit nie. Amen. So as jy God volg, dan is jou fondasie reg. Johannes 15 vers 4 sê, sonder my kan julle niks doen nie. So jy moet weet, dat sonder God kan ons niks doen nie. Dit moet jy besef. Dan moet jy ook besef, dat dis nie net wat hier gebeur nie, dis 'n instruksie vir jou self. Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot wie? Tot God. Nader tot Klein Karoo gemeente, glad nie, asseblief nie. Nader tot God. Reinig jou hande, sondaars, en suiwer julle harte, dubbelhartiges. Jy moet jou mind opmaak, sê hierdie ding. Jou mind opmaak, waar is jy, hoekom is jy daar, en jy volg dit wat die Here vir jou gesê het. Maar dit begin by nader tot God. Die tweede deel van die visie vir hierdie gemeente sal dan wees uit Psalm 133 vers 1. Hoe goed en hoe mooi is dit as broers, en ek het in hakies daar gesit, die gesin. As broers, die gesin, eensgesind saamwoon. So die Engelse vertaling, en ek gebruik dit baie by troues, dat wanneer daar eenheid in die gemeente is, wanneer daar eenheid tussen 'n man en 'n vrou is, dan command die Here 'n blessing. Nie beloof nie, so daai selfde, wanneer daai Engelse woord command, is dieselfde woord wat gebeur het toe God command het, dat die land en die see skyn. Wat het gebeur? Dit het gebeur. Selfde, wanneer broers of 'n gesin saam in eenheid beweeg, dan command die Here 'n seën oor hulle. Die laaste ene, en dit is vir ons iets na in ons hart in hierdie gemeente, is gemeenskap. Johannes 13 vers 35 sê, hieraan
Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. So dis nie net hier in hierdie gemeente nie, daar's baie liefde wat hier heers. Mense gee drukkies en dis net gesellig elke Sondag en mense is familie hierso. Maar wanneer ons liefde vir ons gemeenskap, dies wat dit nodig het daar buite, daarom sal ons altyd buite die mure, buite hierdie boundary fences lewe. Nie vir onsself nie, maar vir ander wat dit nodig het daar buite. Dalk nie eers die Here ken nie, dalk ver is van die Here af. Ons sal in ons gemeenskap altyd 'n verskil maak. Dan kom die baie opgewonde nuus. En ek wil hê ons moet kyk na hierdie video op hierdie nuwe seisoen, sodat die Here iets nuuts vir ons het. Van die begin af het God vir ons 'n droom gegee. 'n Droom van hoop, herstel en nuwe lewe. Ons het dit genoem, realiseer die droom. Vandag leef daardie droom steeds. Dit is nie verander nie. Dit is nou net duideliker, meer gefokus, eenvoudiger. Ons leef dit uit in 3 kort maar kragtige woorde. God, gesin, gemeenskap. God is ons anker. Gesin is ons hartklop. Gemeenskap is ons roeping. Ons is Klein Karoo gemeente, geplant in die hart van die Klein Karoo, omring deur berge wat staan as getuies van God se krag, sy getrouheid en sy belofte wat nooit wankel nie. En soos die son elke dag oor die Klein Karoo opkom en lig bring, kies ons om te skyn. Lig in ons huise, lig in ons harte, lig in ons gemeenskap. Hier bou ons nie net kerk nie. Ons bou verhoudings. Ons bou gesinne. Ons bou hoop. Ons staan op God se woord. Ons leef uit sy genade. En ons dra sy lig in 'n wêreld wat dit dringend nodig het. Kom, wees deel. Jy behoort hier. So saam met die visie wat nie verander het nie. Hy's net duideliker. Het ons 'n nuwe logo vir ons gemeente wat simboliseer dat jy sal sien dat die son kom op tussen die 2 berge. Nou is dit baie weird want die son gaan sak eintlik aan die ander kant die berge. So ons is omring deur berge en hang af van watse kant af jy kyk, is die een die swart berge en die ander een die Outeniqua berge. En dan in die middel is die son wat opkom, 'n lig wat skyn. Ek het gesê Jesaja 60 vers 1 tot 3 staan op hierdie berg, soos wat jy in Oudtshoorn indry as 'n profetiese woord. Dat ons is geroep om lig te wees. En ons as so moet nou nie 2026 se visie de mekaar maak met hierdie nie, maar ons is geroep om lig te wees, ligdraers, en so sal ons altyd opkom tussen die 2 berge, want as jy die 2 bergreekse kyk, dan is ons geposisioneer tussen die 2 berge. So ons as Klein Karoo gemeente kom dan tussen daardie 2 berge op. So dis nie ons wat skyn nie, dis Jesus Christus wat deur ons as gemeente skyn. En daarom kan ons visie wat duidelik vir almal wat verby hardloop. En dis hoekom daar mense sê, wat is ons visie? God, gesin, gemeenskap. Want dis maklik, dis groot letters, ons kan dit groot maak, groter maak, sodat mense wat verby hardloop, wat nie deel is van hierdie gemeente nie, kan verby hardloop en kan sien, dis die visie van hierdie gemeente. Nou moet ons kan hande klap. En excited saam wees. Kan ons saam staan? Nou ek is wel bewus, staan saam.
Ek is een van hulle, onthou, ek kom nou al 8, 9 maande, as ek julle die logos moes wys wat ons mee begin het, en hoe dit hier kom, dan gaan jy sê, dankie, tog pastoor, ons het hierdie een gekies en nie die ander nie. Maar, van ons is moeiliker met verandering. Maar as jy nie van verandering hou nie, wat ek insluit, bid net. Bid, Here, dalk is dit my hart. Of bid vir die gemeente, as dit jou opkom. Ja, ek hou nie van hierdie logo nie, ek hou eintlik van die vorige ene, maar hierdie is ons nuwe logo. En mag ons daardie logo uitleef elke dag, sodat jy sy lig sal skyn, waar ook al jy tussen hierdie 2 bergreekse opkom in die oggend, of gaan sak in die aand, sodat jy daardie lig kan wees, en die visie uitleef, God, gesin, gemeenskap. Kom ons bid saam, steek jou hande uit, jy het nou die logo daai kant, ek het die logo daar, steek jou hande uit na die logo toe, en kom ons bid die Here se hand oor dit, dat wanneer hierdie logo oral versprei word, sodat dit die Here se seën sal laat op dit. Ons loof en ons prys U naam en ons sê dankie Here vir U hand. Dankie vir U hartklop oor Klein Karoo gemeente. Dankie dat ons na hierdie berge ons oë kan opslaan. Here, dis nie na hierdie berge wat ons hoop vandaan kom nie, maar ons hoop kom slegs van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Here, al moet ons teen berge uitklim. Here, lees ons so gereeld in die woord, wanneer mense opgegaan het op 'n berg, dat U daar ontmoet het. Dankie dat ons hoop kan vind, wanneer ons opkyk na die berge. Here, al voel dit baie keer of ons in die valley rond beweeg. Here, dat U sal seën, wanneer ons beweeg, dat U hierdie visie vir ons duidelik sal maak. God, gesin, gemeenskap. En dat hierdie visie uitgeleef sal word, sodat ons dit presies kan wees. Ons loof en ons prys U wonderlike naam. Amen en amen. Ek wil vir jou wys dat dit nie 'n nuwe visie is nie. Toe die Here dit vir my wys, toe sê hy vir my, kyk hoe pas dit saam met die akroniem van droom in. So die eerste een kom in 2 plekke voor. Dis die D en die tweede O, doelgerig en ontwikkel. Die verduideliking daarop was, leef volgens God se belofte, woord en plan vir jou lewe. Die tweede O was ontwikkel. Dis ook God. Word toegerus tot dit wat God jou geroep het om te wees. Die tweede ene is gesin. Dis by die R en die eerste O. Restaurasie, 'n plek van heelmaking en 'n nuwe begin. Die eerste O is ondersteuning, 'n gemeente, familie wat mekaar bystaan en help. En dan mobiliseer is die derde een gemeenskap. En dit is 'n instruksie van God af. Hy sê, gaan uit en maak 'n verskil. Gaan waarheen uit? Gaan uit in jou gemeenskap in en gaan maak 'n verskil. So daarom sê die Here toe vir ons, dis nie 'n nuwe visie nie, dis net duideliker. Mag jy die Here se seën ervaar en kom ons sluit af met Psalm 91. Hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, U is my bergvesting, U is die God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, die pyl wat bedags vlieg, die pes wat in die donker wandel, of die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy, of 10.000 aan jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, op die jong leeu en die slang sal jy vertrap.
Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Amen, amen en amen.